Nadat ons die seën van die Here ontvang het, dan sing ons saam uit Psalm 145, ons lofpsalm. Ons sing daar vers 5, vers 10 en vers 11 en 12. Hul sal, o Heer, u goedheid bly herdink, en vir u heil die jubels op laat klink. Genadig, goed, lankmoedig soos wel eer, barmhartig, en 'n redder is die Heer. Ons verklaar ons afhanklikheid van die Here. Ons doen dit met die woorde van Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waar sal al my hulp vandaan kom? Al my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat nie slaap nie, en hy wat nie sluimer nie. Gemeente, die Here self antwoord u met sy seën, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, bely saam in die harte ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Gemeente, ons gaan nou saam luister na die wet van die Here uit Eksodus 20. Daarna gaan ons saam sing uit Psalm 103. Ons sing vers 2, vers 3 en vers 9. Daar loof ons die Here vir sy goedheid, nie net sy algemene goedheid nie, maar in besonder dat hy ons verlos, dat hy ons vergewe van ons skulde, van ons sondes,
Vers 2 sê dit baie duidelik, loof hom wat jou van skulde las onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe, jou krankheid ken en liefderyk genees. Psalm 103 vers 2, 3 en 9 na die wet, en dan sal ons ook saam bid. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
almagtige en ons liefdevolle Vader, ons kom nederig en stil voor U, en ons erken U grootheid, ons erken U almag. Ons erken ook ons kleinheid, ons nietigheid. Ons dank U dat ons vanoggend hier bymekaar mag wees, dat U vir ons die lewe gee, dat U vir ons die vermoëns gee, krag en gesondheid, en dat U ons opgeroep het en ons vergader hier bymekaar. Maar in besonder dat U dit doen. U wat almagtig is, U wat oor die kosmos regeer, dat U ons klein, swakke mense bymekaar bring, dat U self met ons bemoei. En U bring ons hier bymekaar in 'n besondere ontmoeting met U. U is hier teenwoordig. En daarom is dit vir ons 'n ernstige en tog ook 'n besondere blye saak, geleentheid om hier te wees. Sal U dit uit ons harte verwyder, daar waar ons bloot hier bymekaar is omdat ons verplig voel, of omdat ons gewoond is daaraan. En sal U ons dan help en lei, sodat ons hier sal wees, dat ons sal sing en sal bid, sal lees, sal luister, sal praat, omdat ons U lief het, omdat ons U naam wil groot maak, omdat ons U wil eer. Ons bely ook ons diepe swakheid en ons sonde. Probeer dit nie van U wegsteek nie. Daarom bring ons dit alles voor U, en ons erken dat ons deur en deur elke keer weer val. Ons vra dat U ons genadiglik sal aansien in die bloed van ons Here Jesus, dat U ons deur sy bloed sal skoon was. Ook nou wanneer ons U woord oopmaak, sal U ons daarin help en lei. Ons is mense met sondige oë en harte en lippe en gedagtes, en ons vra daarom dat U deur U Gees ons sal lei tot die waarheid. Sal U ons help om te hoor wat U sê, sal U ons dan ook help om te verstaan wat U sê wanneer ons gehoor het. En wanneer ons gehoor en verstaan het, mag ons dan ook gaan leef, gaan doen dit wat U van ons vra. Dit bid ons alles in die naam van ons Here Jesus. Amen. Gemeente, ons gaan saam lees vanoggend uit die boek van Ester. Ester 5, vanaf vers 9 tot en met die einde van hoofstuk 6. En voor ons saam lees, gaan ons saam sing met die oog op die woordverkondiging uit Psalm 46 vers 1 en vers 4. Hier sing ons oor die Here wat 'n toevlug is. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vas bly staan. Al dreig die vyand met die dood, al storm sy leerbendes aan. Laat dan maar buig en beef al wat ons hier omgeef. Laat berge uit hul stee wegwankel in die see. Ons sal nie beef of rugwaarts gaan. Psalm 46 vers 1 en vers 4.
van u wat die Bybels hier het, kan oopmaak by hoofstuk 5 van Ester. Ester is net so voor die boek Job en Psalms. Daar gaan ons saam lees vanaf vers 9 tot en met die einde van hoofstuk 6. Ester 5 vers 9. En op die dag het Haman bly en opgeruimd heen gegaan, maar toe Haman Mordegai aan die poort van die koning sien, en dat hy nie opstaan of vir hom bevrees is nie, was Haman met woede vervul teen Mordegai. Maar Haman het hom bedwing, en toe hy by sy huis kom, laat hy sy vriende en sy vrou Seres haal. En Haman vertel hulle van die heerlikheid van sy rykdom en van die veelheid van sy seuns en van alles wat die koning en van alles waarin die koning hom groot gemaak het, en hoe hy hom verhef het bo die vorste en die dienaars van die koning. Verder sê Haman, selfs die koningin Ester niemand saam met die koning na die maaltyd laat kom wat sy aangerig het nie, as net vir my. En ook vanmôre is ek deur haar genooi saam met die koning. Maar dit alles baat my niks, solank as die Jood Mordegai in die poort van die koning sit nie. Toe sê sy vrou Seres en al sy vriende vir hom, laat hulle 'n galg van 50 el hoog maak, en sê môre vroeg aan die koning dat hulle Mordegai daaraan moet ophang. Gaan dan vrolik saam met die koning na die maaltyd. Die woord het Haman geval en hy het die galg laat maak. In dieselfde nag het die slaap van die koning gewyk, en hy het gesê dat hulle die gedenkskrif, die kronieke, moes bring. En toe dit die koning voorgelees word, vind hulle daar beskrywe dat Mordegai openbaar gemaak het, dat Bigtana en Teres, 2 hofdienaars van die koning, uit die drumpelwagters, getrag het om die hand aan koning Ahasveros te slaan. Daarop sê die koning, watter eer en verhooging het Mordegai daarvoor te beurt geval? En die jong manne van die koning, sy dienaars, het geantwoord, met hom het niks gebeur nie. Toe sê die koning, wie is in die voorhof? Juist toe Haman in die buitenste voorhof van die koninklike paleis kom om aan die koning te sê dat hulle Mordegai moes ophang aan die galg wat hy vir hom laat oprig het. En die jong manne van die koning antwoord hom, daar staan Haman in die voorhof. Toe sê die koning, laat hy inkom. Nadat Haman ingekom het, vra die koning hom, wat moet met die man gedoen word aan wie die koning eer wil bewys? Haman dink toe by homself, aan wie sal die koning eer wil bewys, meer as aan my? Daarom het Haman vir die koning gesê, die man aan wie die koning eer wil bewys, laat hulle 'n koninklike kleed bring, waarmee die koning bekleed was, en 'n perd waar die koning op gery het, en op die kop waarvan 'n koninklike kroon gesit is. En laat hulle die kleed en die perd afgee aan een van die vorste van die koning, van die vername manne, dat hulle dit die man aantrek aan wie die koning eer wil bewys. En hulle moet hom laat ry op die perd oor die stadsplein en voor hom uitroep, so word gedoen aan die man aan wie die koning eer wil bewys. Toe sê die koning vir Haman, neem gou die kleed en die perd, soos jy gespreek het, en doen so aan Mordegai, die Jood, wat in die poort van die koning sit. Jy moet nie een woord onvervuld laat bly van alles wat jy gespreek het nie. En Haman het die kleed geneem en die perd, en hy het Mordegai aangetrek, en hom laat ry oor die stadsplein, en voor hom uitgeroep, so word gedoen aan die man aan wie die koning eer wil bewys. En daarna het Mordegai teruggegaan na die poort van die koning. Maar Haman het hom gehaas na sy huis toe, treurig en met bedekte hoof. En Haman het aan sy vrou Seres en al sy vriende vertel alles wat hom oorgekom het. Toe sê sy wyse manne en sy vrou Seres vir hom, as Mordegai voor wie hy alreeds begin val het, uit die geslag van die Jode is, sal jy niks teen hom kan uitrig nie, maar heeltemal voor hom val. Onderwyl hulle nog met hom spreek, kom die hofdienaars van die koning aan, en hulle het Haman gou na die maaltyd gebring, wat Ester gereed gemaak het. Ons fokusvers is hoofstuk 6 vers 1, die eerste gedeelte van vers 1,
In dieselfde nag het die slaap van die koning gewyk en hy het gesê dat hulle die gedenkskrif, die kronieke moes bring. Geliefde gemeente van ons Here Jesus, as ons die boek Ester lees, speel dit voor jou af eintlik soos 'n spannende film. Van begin tot einde kan mens die verhaal mooi volg. Nou hier het ons egter nie te doen met die verbeelding van 'n skrywer nie, maar met ware geskiedenis in die kerk van die Here. En die groot vraag wat vanoggend voor ons is hoe groot is jou vertroue in die Here? Hoe ver strek jou vertroue in die Here? Vertrou jy hom in alles? Ook in die klein, sogenaamde nikszeggende gebeure van die alledaagse lewe? Dit is eintlik so 'n onopmerklike vraag. 'n Vraag wat ons dalk vinnig een kant toe vee, asof dit nie eintlik beduidend is vir hoe ons elke dag leef nie. Jy mag dalk ook vanoggend die vraag net wegwaai, maar ons moet met erns en opregtheid luister na wat die Here vanoggend vir ons hier wil wys. Wil wys vanuit die boek Ester, en dan moet ons dit ook toets aan onsself. En wanneer die vraag aan ons gevra word, of ons die Here waarlik vertrou, of ons hom in alles vertrou, dan is die antwoord gewoonlik 'n kort en 'n vinnige, ja natuurlik. Natuurlik vertrou ons die Here. Maar as ons dan nou eerlik is met onsself, regtig eerlik is met onsself, en ons let op ons gedrag en ons reaksie op die uitdagings van die lewe, ons bekommernisse, ons soeke na rustigheid, na vrede, na beheer oor alles wat gebeur in ons lewe. En ons sien dat ons dit alles soek op plekke en in dinge behalwe die Here, dan word dit baie vinnig duidelik dat ons die Here nie volkome vertrou nie. Dit is nie vir ons genoeg om te weet dat die Here een of ander onbekende plan met ons lewe het. Ons wil self weet wat is die plan. Ons wil self in beheer wees. Ons wil self die pad vorentoe en die moontlike uitkoms sien. Ons wil nie geduldig wag op die Here vir uitkoms nie. Ons wil nie sonder 'n antwoord leef nie. Ons wil nie geduldig in afhanklike vertroue van hom leef nie. Ons wil nie op sy tyd wag nie. Ons wil weet, gaan daar uitkoms wees? Ons wil weet wat daardie uitkoms gaan wees. Ons wil beheer hê. En so bewuslik of onbewuslik weier ons om waarlik te glo dat die Here altyd besig is met ons. Dat hy altyd in beheer is. Ook in die klein en onopvallende van elke dag. Maar die antwoord kom hier vir ons, antwoord en die opdrag kom hier vir ons in die boek Ester, die geskiedenis van Ester. Die ideaal sou natuurlik wees om die hele boek deur te lees, en dit is uiteraard nie nou prakties moontlik nie, maar vir ons om die verhaal te volg en te verstaan, hoe kom ons nou hier by hoofstuk 6 vers 1, moet ons bietjie deur die boek beweeg, ons moet verstaan, hoe kom ons nou hier? So hier vra ek dat u net mooi fokus, dat ons net die verhaal volg van begin tot waar ons nou ons fokusvers gelees het. So daar in die begin sien ons die magtige koning Ahasveros. Hy is die koning van die Persiese ryk, op daardie stadium die magtigste ryk ter wêreld. Hulle het kort van tevore het hulle die Babyloniese ryk oorwin, en hy is koning van die Persiese ryk. Op hierdie stadium is hy besig om oorlogsplanne voor te berei. Vir 6 maande lank is hy besig met oorlogsplanne om dit voor te berei, letterlik 180 dae staan daar. En vir 6 maande lank berei hy voor, en vir die volle 6 maande stel hy sy weelde tentoon vir almal wat daar is, vir al die belangrike mense. Feesmale, drank, weelde in oorvloed, is alles daar vir die volle 6 maande. En daarna is dit selfs nie genoeg nie, maar hy nooi ook almal, klein, jonk, oud, belangrik tot gering, en hy nooi almal van die stad Sisan. Die stad Sisan is die stad wat rondom die koninklike paleis is. Hy nooi almal daar om te kom aansit vir 'n week lange fees. So stel hy sy weelde tentoon. En op die laaste dag van die fees
voel die koning, hy het tog nog steeds nie genoeg gespog nie, en so laat hy koningin Vasti roep, sodat sy haarself en haar skoonheid kan kom vertoon aan al die mense. Die koningin Vasti weier, sy gaan nie dit doen nie, en uiteraard maak dit die koning woedend. Hy is verneder, hy voel verneder, en hy is kwaad. Op aanbeveling van sy sogenaamde wyse manne, het hy toe vir koningin Vasti onmiddellik afgesit as koningin, en sy word ook verban uit die paleis. Dit is hoofstuk 1. En dan hoofstuk 2 begin deur 'n soektog vir 'n nuwe koningin. En dis hier waar ons dan nou die jonge dame Ester ontmoet. Onder die baie jong vroue wat na die paleis geneem word, is onder andere Ester. Sy is 'n beeldskone Joodse meisie. Sy was grootgemaak deur haar neef Mordegai, waarvan ons ook gelees het. Sy is deur hom aangeneem, liefdevol grootgemaak en opgevoed. Ester verberg haar Joodse identiteit. So sy word geneem na die paleis, maar Mordegai sê vir haar, sy moet haar Joodse identiteit verberg. Sy weet nie hoekom nie, maar sy doen dit so, sy is loyaal aan hom, sy is gehoorsaam aan hom. Uiteindelik wen sy die koning se guns en sy word as koningin van Persië gekroon. 'n Besonderse gebeurtenis. Intussen ontbloot Mordegai 'n komplot om die koning te vermoor. En so rapporteer hy dit aan Ester. Hy sê vir Ester wat gebeur het en dat sy iets daaraan moet doen. Nou, dit is 'n gebeurtenis wat later deurslaggewend sal wees. En dan kom ons by hoofstuk 3. En hier ontmoet ons vir Haman. Ons het ook gelees van Haman. Hy is die koning se hoogste amptenaar. Hy is magsbehep, hy is trots, hy het 'n groot mond en 'n groot kop. Maar die koning beveel almal om voor Haman te buig. En Mordegai weier gewoon, en nie eintlik omdat hy bloot moeilik wou wees nie, maar omdat hy as gelowige nie voor enigiemand anders buig as voor die Here nie. Dit word eintlik net vinnig genoem, maar hier sien ons reeds 'n besonderse voorbeeld vir ons eie lewens. En die gelowige buig voor niemand nie. Niemand of enige iets wat nie die Here is. En let wel, hierdie opdrag om te buig voor Haman is 'n koninklike opdrag. Die koning sê, jy moet buig. Maar Mordegai weier, sy loyaliteit lê by die Here. Uiteraard, met Haman se groot kop is hy natuurlik woedend. Maar om Mordegai dood te maak is nie vir hom genoeg nie. Hy wil al die Jode uitwis. Ons kan nie nou in die geskiedenis daarvan ingaan nie, maar Haman het 'n hele geskiedenis, 'n hele familielyn waar hy geset is teen die Jode. So hy wil al die Jode uitwis. En so oortuig hy dan die koning om 'n dekreet van volksmoord uit te rig. En die koning sê, dis reg, die hele Joodse bevolking kan vernietig word, kan doodgemaak word. Hulle mag doodgemaak word. Let op, die koning self sê, dit is wettig, dat die Joodse volk uit of gemoor word. Nou, alle menslike verstand en vermoë, lyk dit of die Joodse volk se lot beseël is. Of daar vir hulle geen uitkomkans is nie. Kan jy myself indink, as die koning of as die president sê dat jou volk gemoor mag word, hoe dit moet wees, die paniek wat mens voel. En so kom ons dan by hoofstuk 4. Mordegai pleit by Ester om in te gryp. Maar om die koning ongenooid te nader, is nie iets wat jy doen nie. Om die koning ongenooid te nader beteken eintlik 'n gewisse dood, tensy hy sy goue scepter na jou toe uitsteek en te sê, jy mag maar kom. Ester huiwer, maar Mordegai sê vir haar hierdie bekende woorde. Hy sê, wie weet of jy nie dalk in hierdie posisie geplaas is vir so 'n tyd soos hierdie nie. Ester reageer, sy sê sy sal gaan. Sy sê eintlik die woorde, as ek sterf, sterf ek. Aan die ander woorde, sy sal doen wat Mordegai vra, sy sal gaan
En as hy sterf, sterf sy. En weer word ons eintlik getref, soms so in die middel van hierdie gebeure, met kosbare waarhede van hierdie lewe. Eerstens Mordegai se woorde, waar hy vir haar sê, wie weet, Ester, wie weet, miskien het die Here jou in hierdie posisie geplaas vir hierdie oomblik. Jy in hierdie posisie geplaas met 'n rede. Miskien wil die Here jou op 'n besondere wyse gebruik. Nou, dis woorde wat ons gerus in ons daaglikse geskarrel kan inwerk, gemeente, maar let op dat Mordegai nie insinueer dat die Here alles wat sy kinders doen gaan laat slaag nie. Is nie 'n towerfrase wat uitgespreek word oor die geskarrel van die mens nie. Hy sê nie, Ester moet haar toekoms en selfs haar lewe in gevaar stel, want die Here sal verseker uitkoms gee, of die Here sal haar verseker spaar nie, of die Here sal haar verseker laat slaag in haar pogings nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy wakker by Ester en ook by ons die gedagte aan dat die Here altyd besig is met sy kinders. Dat hy altyd 'n plan het met die lewe of die sterwe van sy kinders. En Mordegai sê in effek vir sy dogter, my kind, ons weet nie wat die Here se plan is nie. Weet nie wat hy doen nie, maar dalk wil hy jou gebruik in hierdie oomblik. Gaan jy optree vir wat waar en reg en goed is, ten spyte van die gevaar vir jou lewe en jou posisie en jou besittings, jou rykdom, jou toekoms? En dis wat ons moet raak sien hier. Vraag is, gaan jy optree wanneer daar onreg plaasvind? Gaan jy staan vir wat reg is? Sal jy eerder jou lewe weggooi as om 'n blinde oog vir die sonde te draai? Gaan jy jou besittings, jou rykdom, jou werk en posisie, jou hoë status in die samelewing, jou rang, al jou respek, gaan jy dit alles in die geveg werp, sodat jy gehoorsaam kan wees aan die Here? Sal jy selfs gehoorsaam wees aan die Here, al weet jy nie of hy jou lewe gaan spaar, en of hy uitkoms gaan bied nie? Is jou antwoord, as ek sterf, sterf ek? Nou Ester vra vir 'n 3 dae lange vas. Sy sê sy en haar dienaresse gaan vir 3 dae lank vas. Sy vra ook dat die Joodse volk sal vas voordat sy die koning nader. Sy is nie genooi nie. En daarom vra sy vir 'n vas. En op die 3de dag in haar koninklike klere stap Ester die koning se hof binne met haar lewe op die spel. Sy is al vir 30 dae nie genooi na hom nie. Sy is ook nie nou genooi nie, maar sy stap daar binne. Genadiglik, deur die Here se genade, steek hy sy goue scepter na Ester uit. En hy sê, sy mag kom. Hy sê vir haar, hy sal vir haar alles gee wat sy vra, selfs tot en met die helfte van sy koninkryk. En in plaas daarvan om dadelik vir haar mense te pleit, te sê die Joodse volk is in gevaar, nooi sy eers die koning en ook Haman na 'n private feesmaal. By die fees vra die koning wat sy begeer, maar weer eens, in plaas daarvan om haar versoek te stel, nooi sy hulle na 'n tweede feesmaal, die volgende dag. Nou intussen is Haman steeds baie trots, baie in sy skik dat die koning, of dat die koningin alleenlik vir hom 'n feesmaal hou, vir hom en die koning. En tog, na die eerste feesmaal sien Haman weer vir Mordegai daar sit. Sy woede vlam op. Hy wil nie meer wag vir die dag wat die Jode gaan sterf. Hy wil hê Mordegai moet nou sterf. Soos ook saam gelees het, hoor ons dat Haman 'n paal oprig waarin hy Mordegai wil ophang. En hier kom ons dan by ons fokusvers. Hoofstuk 6 vers 1. Daardie nag het die slaap die koning ontwyk. En ons kan die vers ook meer letterlik vertaal. Daardie nag het die slaap van die koning weggevlug. En jy weet dit dalk of jy sou dalk oplet, dat ons nog nêrens gelees het van die Here nie, dat ons nêrens sy naam gelees het nie, dat ons nog nêrens gelees het dat daar na hom verwys word nie, en ook nie in die hoofstukke wat hierna volg, hoor ons van die Here nie.
Die skrywer doen dit met opset so, want dit dwing ons om self raak te sien dat die Here altyd besig is. Al is dit agter die skerms. Al is dit nie eksplisiet duidelik nie. Spite daarvan dat daar nie hier na die Here uitdruklik verwys word nie, of genoem word nie, vind ons hier in iets so eintlik niks seggend, soos 'n slapelose nag, 'n groot openbaring van wie die Here is en hoe hy werk. Hier kry ons dan die basis waarop ons die vraag aan die begin van die preek moet antwoord. Vertrou jy die Here ten volle? Vertrou jy hom regtig? Of is daar 'n klomp ander dinge waarop ons vertroue stel? 'n Klomp ander dinge waardeur ons die lewe probeer beheer. Alles word nou hier omgekeer. Die hele verhaal kom tot 'n klimaks. En dit alles, want die koning kon nie slaap. Die koning vra vir die rekords van die gebeure in sy koninkryk. En ook dit is opvallend. Hy kon vir enigiets vra. Hy is inderdaad die koning van die Persiese ryk, die magtige Persiese ryk. Hy het die beeldskone Ester as koningin. Hy het 'n hele harem vol vrouens wat tot sy beskikking is. Hy het dienaars wat elke versoek van hom sal uitvoer. En daar's 10 ook veel interessanter boeke waarvoor hy kon vra om voorgelees te word. En tog vra hy hiervoor. Die Here werk op vreemde maniere. En as ons mooi oplet na onsself en ons dink oor ons bestaan, dan moet ons meeste van die tyd erken dat ons dink die Here werk net deur die groot gebeurtenisse. Daardie groot dinge wat in ons lewe gebeur. Kom ook na vore in ons toekomsbeplanning. Ons wag net vir daardie groot dag. As ek dog net eers daardie werk of posisie kan kry. As ek dog net eers hierdie of daardie graad kan behaal. As ek dog net eers hier of daar kan bly. As ek dog net eers in hierdie finansiële posisie kan kom. As ek tog net eers dit of dat, ja, dan is die Here besig met my. Dan sien ek sy hand in my lewe. Ons soek vir die groot gebeurtenisse, die groot mylpale in die lewe, die groot wonderwerke. Alles terwyl ons blind is vir die klein, die nikszeggende gebeure. Die alledaagse, die vervelige en herhalende dag tot dag. En daarin, so dink of leef ons onbewustelik, is die Here nie betrokke nie. En daardie klein dinge. Daarin sien ons nie altyd die Here se hand nie. Maar hier wys hy ons. Hy doen 'n almagtige wonderwerk deur 'n slapelose nag. Ek dink nie daar's veel van ons wat dink aan 'n slapelose nag as 'n wonderwerk van die Here nie. En hier doen hy dit. Hy maak dat die koning nie kan slaap nie. En so red hy sy kinders, hy red sy volk. Hy gooi die trotse Haman, die bose Haman, gooi hy van sy selfgemaakte troon af. Hy lig Mordegai heeltemal op en hy bring vir hom eer. Nou doen hy dit nie deur 'n indrukwekkende vertoon van sy kragte nie. Daar's nie donderweer en blitse en 'n stem uit die hemel. Net daar in die donker van die nag, deur 'n slapelose nag, ongesiens, daar keer die Here alles op sy kop. Laat mens dink aan Psalm 2. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend druk en hulle toue van ons afwerp. En dan vers 4. Hy wat in die hemel woon lag. Die Here spot met hulle. Al Haman se listige beplanning en sy slinkse skemas, die Here lag daarvoor. Haman is al jare besig hiermee. Hy beplan hierdie al lank. En die Here kom en hy waai dit eintlik weg soos 'n muskiet in die nag. Hy maak eenvoudig dat die koning nie kan slaap nie. En jy weet natuurlik wat verder gebeur. Die dienaars lees daar in die rekords dat Mordegai die koning se lewe gered het.
Ook dit is besonder, want in hierdie rekords word die daaglikse gebeurtenisse van die koninkryk neergeskryf. Ons moet in ag neem dat daar ongeveer 5 jaar verloop het, van dat Mordegai die koning se lewe gered het tot hierdie aand. Ook dit is die Here se beskikking, dat juis hierdie deel van die rekords gelees word. En so sien ons keer op keer, vers op vers, hoe daar oënskynlik iets per toeval gebeur. Toevallig kan die koning nie slaap nie. Toevallig vra hy vir die rekordboek. Toevallig lees die dienaars ook die deel van Mordegai se heldedaad. En dan ook toevallig is Haman op daardie oggend, op daardie tyd, in die koning se voorhof. Nie 'n ander dag of tyd nie, op daardie dag en op daardie tyd. Haman is gretig en opgewonde om sy plan uit te voer, om by die koning uit te kom. Hy wil Mordegai teen die paal ophang. Hy wil nou sy planne uitvoer. Maar gemeente, die koning kon nie slaap nie. Slaap het van die koning weggevlug. Net so draai die Here die toekoms van Mordegai om. Hy word nie op 'n paal gehang nie. Nee, die koning kon nie slaap nie. En die gevolg is dat Haman self vir Mordegai, die Jood, geklee in 'n koninklike kleed en kroon op 'n koninklike perd, deur die strate lei, terwyl hy uitroep, so word gedoen aan die man aan wie die koning eer wil bewys. Wat 'n absolute vernedering vir die trotse Haman. Die Here lag en spot met die bose. As mens nou dink, die Here kon Haman op een of ander manier net laat verdwyn uit die storie uit. Hy kon Haman dalk net stilletjies laat sterf, of dat daar iets anders gebeur, dat Mordegai nie sterf nie. Maar hy doen nie. Hy haal Haman af van sy hoogtes. Hy ruk hom af van sy hoogtes. En na hierdie groot gebeure in die strate, keer Mordegai net weer terug na sy dagtaak. Hy maak nie meer of minder van wat sopas met hom gebeur het as wat hy moet nie. En dan moet ons onthou, gemeente, dat Mordegai nie eens bewus was daarvan dat sy lewe in gevaar was. Hy het nie eens geweet dat daar die vorige aand vir hom 'n doodspaal opgerig is nie. Hy is nie eens bewus van sy nabye dood nie. Hy is nie eens bewus daarvan dat die Here sopas sy lewe gered het. Maar die Here slaap of sluimer nie. Psalm 121 ons het in die begin gesê. Die Here is nooit onbetrokke nie. Hy sit nooit met die oë toe nie. Salig onbewus is Mordegai van sy nabye dood. Maar die Here doen wonderwerke agter die skerms, alles ten goeie van sy kinders. Spreuke 29 vers 23 sê, die trotsheid van 'n mens sal hom verneder, maar hy wat nederig is, sal eer ontvang. Ook in Lukas 1 vers 52, maghebbers ruk hy van hulle trone af en nederiges verhoog hy. Hier sien ons dit voor ons gebeur. Ook in Matteus 23 vers 12 sê ons Here, wie homself verhef, sal verneder word en wie homself verneder sal verhef word. En die Here doen presies dit. Haman verneder hy, Mordegai verhoog hy, verhef hy. En daarom word die opdrag ook so dringend in Jakobus 4 vers 10 gegee, verneder julle voor die Here, dan sal hy julle verhoog. Weer eens praat die Here baie regheid met ons deur hierdie spannende geskiedenis. Hier sien ons vir Mordegai. Eers 5 jaar nadat hy die koning se lewe gered het. Mordegai is bloot 'n mens soos wat ons is. Mens kan jou dalk maar net indink dat hy moontlik iets verwag het van die koning. Hy het tog die koning se lewe gered, en nie sommer net enige iemand nie, maar die koning se lewe gered. Dalk het hy tog net 'n woord van erkenning verwag, of 'n brief. Tog hoor hy niks daarvan nie, en niemand sê iets daaroor nie. Niemand doen iets vir hom nie, hy kry niks daaruit nie. En dit ken ons baie goed uit ons eie lewens ook. Ons weet hoe ons in ons eie harte brom en sug as ons iets doen en ons ontvang geen erkenning daarvoor. Van die klein tot die groot dinge soek ons erkenning. Jy het met die beste van jou bedoelings
sonder om gevra te word, die skottelgoed gewas en die huis skoon gemaak, en niemand sê iets nie. Niemand merk dit eers op nie. Niemand sê dankie. En net daar vlam die gebrom en die gesig hier binne jou op. Of jy word selfs gevra om 'n groot guns vir iemand te doen. En jy doen dit, maar daar kom geen dankie, geen erkenning daarvoor. En so kan mense 'n klomp voorbeelde noem, gemeente, ons gaan dit meermale ervaar in ons lewens. Maar dan leer ons hier twee dinge vir hoe 'n gelowige behoort op te tree. Eerstens, 'n kind van die Here moet altyd die regte, eerbare, liefdevolle en opregte ding doen in enige situasie waarin hy of sy is. Nie omdat ons gevra word nie, maar omdat die Here dit van ons eis. Omdat ons nie vir mense leef nie, maar omdat ons vir hom leef. Want mens sou kon redeneer dat Mordegai dalk nie die koning se lewe sou red, as hy geweet het dat daar geen beloning vir hom wag nie. Ons weet dit natuurlik nie, maar ons kan ons baie goed voorstel hoe ons dalk sou redeneer in dieselfde situasie. Hoekom moet ek die koning red? Hoekom ek? Ek gaan niks daarvoor kry nie. Hy is in elk geval nie eers 'n gelowige nie. Miskien is dit selfs 'n goeie ding as ek hom laat sterf. Miskien doen ek selfs 'n goeie daad. Dit behoort nie vir u te absurd te klink om so te redeneer nie, gemeente, want as mense met 'n gebroke morele kompas is hierdie gedagtes nie ver van ons nie. Is dit 'n sondige drang in onsself om vir onsself te leef. En hierdie manier van dink is nie diep begrawe nie. As iemand 'n keer gesê het, die sonde lê net onder 'n dun laagie stof begrawe. En so mag ons nie redeneer nie, en ons moet ons harte bewaar daarvan. En die Here vra opregtheid en integriteit. Hy vra gehoorsaamheid. Ons doen die regte en die eerbare ding, want dit is wat die Here vra. Ons doen en gee sonder om terug te verwag, sonder voorbedagte rade, ook wanneer daar onregverdig teen ons opgetree word. Tweedens leer ons hieruit dat die Here sien wat ons wel of nie doen nie. Die Here sien daar waar ander nie doen nie. Hy weet wat gebeur. Hy weet wat ons doen agter die toegordyne. Hy weet wat ons dink en voel. Die Here let op wanneer ons reg doen. En dit behoort ons te laat dink aan die woorde van ons Here in Matteus 6, waar hy sê, wees op julle hoede dat julle nie julle geregtigheid voor die mense beoefen, om deur hulle gesien te word nie, anders is daar vir julle geen beloning by julle Vader in die hemele nie. Wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet dit nie uitpasyn soos die skynheiliges in die sinagoges en in die strate maak, sodat hulle deur mense geëer kan word. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdesdaad verborge kan bly. En jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En hierdie is veral belangrik in ons samelewing vandag, gemeente, waar ons onmiddellike bevrediging soek. Instant gratification. Ons wil onmiddellik resultate sien. Ons wil onmiddellik 'n beloning ontvang. Dit is by ons ingeprent om vir die nou te leef. Ons wil nie wag nie, ons kan nie wag nie. En so is die lewe ook ingerig om konstant ons fokus te hou by dit wat hier voor ons gebeur. Dit wat ons nou kan kry of nou kan bereik. Intussen word ons beroof van ons ewigheidsvisie. Ons oë dwaal weg van die ewigheid en dit skyn, dit blink hier in die lig van onmiddellike bevrediging. Dit wat ons nou kan kry. En so mag ons nie leef nie, gemeente. Dit is ook nie die voorbeeld wat ons Here Jesus vir ons gelos het nie. Efesiërs 5 vers 20 sê dit so duidelik, julle het Christus nie so leer ken nie. Al hierdie deugde, al hierdie dinge wat ons uitgelig het hier in die boek Ester, in die verhaal, die geskiedenis van Ester, is 'n heenwysing na ons Here, na sy lewe en sy offer hier op aarde.
Soos Mordegai nie voor enige iemand anders buig as voor God nie, so het Christus ook voor niemand gebuig behalwe sy Vader nie. Ook nie voor die Satan nie, ook nie vir sy versoekinge nie. Hy het ook nie ingegee of 'n blinde oog geslaan vir enige onreg of sonde nie. Hy het altyd aangehou om in gehoorsaamheid aan sy Vader die regte en die eerbare ding te doen. En dit het hy gedoen ten spyte van veragting. Ten spyte daarvan dat hy gespot word. Ten spyte daarvan dat mense hom snaaks aankyk, dat hy gevloek word. Ten spyte daarvan dat hy geslaan word, ten spyte daarvan selfs dat dit sy lewe in gevaar staan. En dan dink ons ook terug aan ons Here Jesus wat voor Pilatus staan. Die skare is aan die skree. Hulle sê, maak vir Barabbas vry, kruisig vir die Here. Kruisig Jesus. En hier hoor ons iets bekend uit Ester. Pilatus, sy vrou kom na hom, en sy sê die volgende woorde, moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Weer 'n keer sien ons, die Here is besig daar waar ons nie sien nie. Weer eens maak hy die goddelose onrustig. Net soos die Farao en Nebukadneser 'n ontstellende droom gekry het, voordat die Here verlossing vir sy kinders bewerk het. Net soos in Ester, die koning kon nie slaap nie. Maar anders as Ester gemeente, Ester wat daar by die koninklike paleis inkom en voor die koning gaan staan. Anders as Ester is die goue scepter nie na ons Here uitgesteek nie. Sy lewe is nie gespaar nie. Anders as Mordegai is ons Here nie gespaar daarvan om aan 'n paal opgehang te word. So offer hy sy lewe op. In 'n sekere sin herhaal hy nie net Ester se woorde nie, hy voer dit ook volkome uit. As ek sterf, sterf ek. Ek meen hy sterf. Hy sterf vir sy volk. Hy sterf vir almal wat aan hom behoort. Hy sterf sodat ons nie ewig hoef te sterf nie. Hy het tot die Vader genader met ons sondeskuld, nie sy eie nie. En hy het geweet, die simboliese goue scepter gaan nie na hom uitgereik word. Hy het geweet, hy gaan nie gespaar word. Alles, sodat ons nou tot ons Vader kan kom met vrymoedigheid. Want ons weet, die scepter word altyd na ons uitgesteek. Ons is altyd welkom. Ons hoef nie genooi te word nie. Ons mag altyd nader kom. Die deur is altyd oop. En nou, gemeente, is ons Here Jesus opgewek uit die dood. Hy sit in heerlikheid, hy is koning van alle konings. Hy is geklee met koninklike kleed, met 'n kroon op sy kop. En die Bybel verkondig aan alle mense, Christus is die een aan wie God eer wil betoon. Christus se sterwe het vir 'n oomblik gelyk soos Satan se oorwinning. Net soos wat Haman gedink het, hy wen die stryd, totdat die Here alles op sy kop gedraai het. Net so het die Here weer eens alles op sy kop gegooi. Hy het alles omgekeer, want hy is in beheer. Christus se sterwe was nie Satan se oorwinning nie, maar net die begin van sy einde. En soos ons weer terug by die vraag in die begin, vertrou jy die Here ten volle? Waarlik. In alles in hierdie lewe. Ook as jy sonder enige antwoorde en sonder enige belofte van uitkoms of beloning staan. Ons nou baie gefokus op 'n paar mense in hierdie geskiedenis. Maar ons kan ons dalk ook net voorstel oor wat die gesprekke in die stad was. Wat het gebeur in die stad, in die mense se huise rondom, buite die paleismure. Hulle het die nuus gehoor. Hulle het gesien wat gebeur het. Hulle het gehoor die Jode gaan uitgewis word as 'n koninklike dekreet. En dan het hulle ook kort daarna gesien
hoe Mordegai, die Jood, deur die stad gelei word, geparadeer word deur Haman. En nie net dit nie, skielik is Haman nie meer die groot belangrike man nie, maar Mordegai, die Jood, hy word verhef en staan nou in sy plek. Kan jy net die gesprekke in die stad voorstel? Die gemurmer. Wat gaan aan in hierdie land? Ek dink nie die koning weet wat hy doen nie. Ek dink nie die koning het uiteindelik 'n plan nie. Ek weet nie eers of die koning in staat is om enige planne uit te voer nie. Wat gaan tog van ons word in hierdie land? Gemeente, dit klink vir my nogal baie soos ons gesprekke vandag in ons koffiewinkels en rondom ons braaivleisvure. En wat is die antwoord dan? Die antwoord kry ons hier in Ester. Want die Here is aan die werk. Die Here is in beheer. Ja, definitief in die groot gebeure, maar verseker ook in die heel eenvoudigste en klein dinge. Soos wanneer konings nie kan slaap. Amen. Gemeente, ons gaan nou antwoord op die woord van die Here uit Psalm 37. Ons sing daar vers 2, 3, 4 en 5. Vertrou op God, die hart en hand in troue diens aan hom verpand. Verlustig jou in hom altyd, wat mildelik gee en nooit verwyd. Psalm 37, vers 2, 3, 4 en 5. En dan bid ons ook saam. Ons Vader, ons dankie vir u woord. Ons dankie dat u jouself daarin vir ons openbaar. Dat ons daarin mag sien wie u is en ook wie ons is. Dat ons daarin mag
leer wat ons te doen staan. Dat ons daarin mag leer hoe ons moet optree, hoe ons moet leef. En dat ons in besonder vanoggend mag sien dat U altyd in beheer is. Dat U ook in beheer is van die heel kleinste en niks seggende dinge, die alledaagse dinge van die lewe. Dat U alles in ons lewens bestuur. Dat daar niks is wat vir U onverwags is nie. Dat U nooit verras is deur enigiets wat gebeur nie. En bring vir ons groot troos en rus om te mag weet dat U wat ons goeie Vader is, dat U in beheer is. Dat daar niemand is wat in kompetisie is met U, wat beheer van U probeer neem nie, maar dat U alleen almagtig is. Dat U nie die knie buig voor enige iemand anders nie, dat U nie hoef toestemming te vra om iets te doen nie. En daarom rus ons by U. U wat nie net ons Vader is nie, maar ons goeie Vader. U wat beloof dat U alles ten goeie laat meewerk vir U kinders. Dat U alles gebruik om ons veilig te hou by U. Al kos dit ons besittings, al kos dit enigiets in ons lewens, al kos dit dalk selfs ons lewe. Mag ons weet dat U dit alles gebruik om U kinders nader aan U te bring, by U veilig te hou en ons in die ewige lewe saam ons Here Jesus in te bring. En daarvoor dank ons U en bring ons aan U die eer. Ons vra dat U ons gemeente sal lei, sodat ons hoe langer hoe meer mag vertrou in U. Hoe langer hoe meer ons fokus en ons aandag op U gerig sal hou. So gereeld wil ons eie kop volg en ons wil klomp plannetjies maak en ons wil self beheer hou. Alles terwyl ons vergeet om op U te vertrou. Mag het ver van ons wees en sal U ons hoe langer hoe meer reinig en lei daartoe om U ten volle te vertrou. Ons vra ook, wees met ons in die week wat voorlê, ook in die dae wat ons nou uitsien en vorentoe kyk na 'n nuwe jaar wat voorlê, maar waar ons ook terugkyk na 'n jaar wat agter ons lê. 'n jaar vol vreugdes, 'n jaar vol bekommernisse, vol uitdagings, vol hartseer, maar tog in alles 'n jaar vol genade. En daarvoor dank ons U en ons vra U dat U ons elkeen sal lei in hierdie nuwe jaar in, waar ons uitsien na nog 'n jaar vol genade. Dit alles vra ons en bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Daarna sing ons saam met Psalm 27 vers 1 en vers 6. Vers 1: God is my lig, my heil, ek sal nie vrees nie. Hy is die Heer wat hulp verskaf in nood, my lewenskrag, ek hoef nie vervaar te wees nie. Want by die Heer is uitkoms teen die dood. As bendes my omring, 'n wilde hoop in woeste vaart op my kom aangeloop, dan struikel hulle wat my vlees wou eet en stort neer omdat hulle God vergeet. Psalm 27 vers 1 en vers 6.
Gemeente, die Here stuur ons hier uit mekaar met sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.